intiemer dit raak, hoe meer sigbaar is dit in my verhoudings met ander mense. Hoe nader ek aan God kom, hoe dieper, intiemer my verhouding met hom raak, hoe meer sigbaar is dit na ander mense toe. Dis 'n moeilike ding. Dis 'n moeilike ding. Die wet sê, jy moet die Here jou God lief hê met alles en jou naaste soos jouself. Hoe meer ek God lief het, hoe meer wys dit in die ander verhoudings. Dis 'n moeilike ding, nie? Jesus nooi, as ek dit in my woorde kan sê, kom en volg my, kom dat ek jou leer hoe om te leef. Leer my ken wie ek is, hoe ek met ander mense is. En hoe doen ons dit? Hoe leer ons om ken? Die evangelies. Dallas Willard is 'n bekende Amerikaanse ongelooflike goed wat hy geskryf het. Hulle vra hom eenslag dat hy moet vir hulle 'n paar boeke gee wat hy dink goeie boeke is wat hulle kan lees oor hoe om Jesus te leer ken. Toe sê hy, ja, hy het 'n paar. Sê hy, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En as dit jou besig hou vir die volgende 30 jaar, dan is jy right. Jesus te leer ken, verander my optrede na mense rondom my. Van die ander kant af maak dit baie bang. Met ander woorde, die manier hoe ek optree teenoor ander mense wys of ek regtig nader aan God leef, groei of nie. Wys of ek regtig God toelaat om my van binne af nuut te maak en te verander. Want dit gaan nie in die eerste plek oor die buitekant nie. Oor hoe ek leef en wat ek doen nie. Dit begin by die verandering van binne af. Om God toe te laat, om my van binne af nuut te maak, my 'n nuwe hart te gee, hom te leer ken van binne af. En dan wys dit buitekant. En die interessante is, ander mense begin dit eers te agterkom, dat ek anders met hulle is, voor ek dit agterkom. En vanoggend nooi Jesus ons om eerder te versoen met mense, as om te vergeld. So, vir 'n oomblik, dink gou 'n bietjie, hoe reageer jy, as iemand jou seer maak? As iemand jou te nagekom het. Hoe reageer jy as iemand jou tereggewys het? Hierdie wat jy doen is nie reg nie. Hoe reageer jy as iemand jou boelie? Sien jy dit op skool nie? Is na skool ook. Hoe reageer jy as iemand jou skaam maak voor ander mense? Die Engelse woord is shame. As iemand jou shame voor ander mense. Hoe reageer jy as iemand optree daar naby jou wat jy nie van hou nie? Wat jy nie mee saamstem nie? Beklei jy? Raas, skel, sorteer dit net daar uit met die nodige aggressie en goeie argumente? Of bly jy stil? Maar hier binne begin dit kook en borrel. En as ek by die huis kom, dan kom hierdie kook en borrel uit. En partykeer kom dit nie eens uit nie. Dit bly hier binne broei.
dit word groter. Dit groei. En dan begin ek met ander mense daaroor praat, oor my seer. Nee, ons praat oor die onreg wat aan my gedoen is. Praat nie oor my seer nie. Praat oor wat hulle gedoen het. Dit groei, dit broei. Hoe reageer jy? Dink gou 'n oomblik. Ek het gewaarsku, is 'n moeilike onderwerp vanoggend, nie? Kyk wat sê Matteus 5 vers 38, ek wil daar begin. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen die kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou bootklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat van jou wil leen nie afwys nie. Is toch reg, man? Die Ou Testament sê dit ook, oog vir oog, tit vir tit, klaar. Hou my klap, klap ek hom terug. As hy my sleg sê, sleg hom terug. En hoe vinniger, hoe beter. Nee? Baie bloeddorstig. Baie bloeddorstig. Nee? En eintlik is hierdie reël vanuit die ou nabye Ooster en die ou tye was eintlik die begin van genade. Eintlik die begin van genade. Net vinnig die storie. Families het saamgebly, nee? Nou sou dit gebeur het dat van die seuns, sê maar van die een familie, iemand van die ander familie seer gemaak het. Dan is dit mos nou reg. Iemand het ons seer gemaak, so ons stuur almal wat ons het en ons maak almal wat hulle is seer. Om dit te verhoed, het hulle gesê, wow. Kom ons kry die ouers vandaag van die twee families, hulle sit by mekaar, hulle sê, alright, hierdie jong man het dit in sy eie hande geneem om daai ou se oog uit te steek. Moenie dat almal nou kom en almal hier seer maak nie. Dis bloeddorstig. Kom ons straf net die een wat die oortreding nagekom het. En ons haal sy oog ook uit. Daar was 'n stel reëls van as jy jou oog verloor het of 'n arm gebreek het of nie meer kan werk nie, dan word daar 'n finansiële vergoeding gegee. Nooit regtig gebeur dat ons se oë uitgesteek is nie. Maar die ou wat die oortreding gedoen het, moet dan help betaal, sodat daai ene wat moes kos op die tafel sit, dit nog steeds kan doen, al het hy dan nou net een oog. Die begin van die genade gedagte. So dit is nooit gemaak, hierdie reël, dit vir tit, oog vir oog, vir eie private vergelding of raak nie. Nooit nie, is nooit daarvoor bedoel nie. Die gemeenskap het saam besluit en om te keer dat families mekaar uitwis en onnodig seer maak en dit 'n bose kringloper is wat herhaal. Sê hulle stop, kom ons besluit, is nooit die individu se reg alleen nie. Maar Jesus bring 'n totale nuwe dimensie aan hierdie ou genadewet of keer dat daar te veel bloed vloei. Hy nooi ons om wanneer iemand jou te nakom, nie eers weerstand daarteen te bied nie. Nie eers dink daaraan om wraak te wil neem nie, terug te kry nie, ook seer te maak nie. En hy doen dit met 'n mooi storie. Hy sê dat as jy iemand op die regterwang wil slaan, soos ek nou met my regterhand vir Jan op sy regterwang wil slaan, is dit redelik moeilik. So wat doen jy spontaan? Jy slaan hom met die agterkant. Een van die grootste, vernederendste dinge wat met jou kon gebeur het in daai tyd, is dat iemand jou so verneder, dat hy jou nie eers met die ordentlike hand slaan nie, dan net met die agterkant. Hy kyk so ver en diep neer op jou, dat jy eintlik niks is nie. So Jesus kom en hy sê hier, as iemand hierdie ergste vorm van vernedering na jou toe toepas, laat dit gaan. Draai die ander wang. Moenie terugslaan nie. Moenie jou verset teen 'n kwaadwillige mens nie. Moenie jou sleg voel daaroor nie. Laat dit gaan. Nou in ons tyd loop mense nie in die straat sommer rond hier waar ons bly, hoop waar jy ook bly, en klap mense links en regs in die straat rond nie, nee?
Maar hier waar ons bly en hier waar ons Afrikaners is, loop mense in die straat rond en beledig en verneder en beskinder en maak net wat hulle wil. Verkleineer, vertel stories. En wanneer jy so beledig of verklein weer word, nooi Jesus jou en sê, los dit. Moenie dat dit jou pla nie. Hy weet waarvan hy praat, nie? Mense het oor hom gesê, 'n wynsuiper, 'n wetsoortreder. Tjekka, het jy gesien, hy eet alweer saam met die tollenaars en hy het eers sy hande gewas. Aan mekaar. En wat het hy gedoen? Aangeleef. En dit het hulle nog kwader gemaak, is dit nie? Dit is interessant, in Jesus se tyd, jou mensereg is, jy kon 'n boekleed hê. Wat was jou mensereg, dat jy onderklere hoef te gehad het nie? Want die boekleed het jou in die nag ook warm gehou, dis waar onder hulle geslaap het ook. So hier kom Jesus en sê, as 'n ou nou jou mensereg van jou onderklere, jou boekleed wil wegvat, gee hom die ander ook. So Jesus kom en hy sê, dit wat wetlik jou reg is as mens, gee dit weg. Die Romeine mag enige iemand gegryp het langs die pad as sy tas te swaar geraak het en gesê, kom, jy dra die tas vir my kilometer ver. Enige iemand. Dis hoekom daai ou Jesus se kruis kon dra. Hulle het hom net daar gegryp en gesê, jy's nou in diens van Rome, dra die kruis, klaar. En hulle kon jou vir 'n kilometer lank forceer om sy tas te dra. Jesus sê, moenie dit dikbek doen nie. Doen dit met 'n glimlag en doen dit sommer vir 2 kilometer. Julle gesê is moeilik, nie? Gesê is moeilik. Jesus nooi ons om dit wat ons as ons menslike reg te beskou, om dit prys te gee. Om sulke geleenthede te sien as 'n voorreg waar ek ander mense kan dien. Waar ek vir ander mense kan wys, hier's iets anders wat binne in my leef, wat hom nie steur aan hierdie boelie taktiek nie. Draai die ander wang, gee jou klere weg, dra die pakkie 2 kilometer. Hoekom? Want dis hoe Jesus se liefde die helderste wys. Die andersheid van sy koninkryk, die helderste wys. Die andersheid van wie hy is, en wat hy jou voornooi om te kom wees, hoe dit die helderste wys. Volgende teks maak dit nie nog makliker nie, Matteus 5 vers 21. Julle het gehoor dat daar in die ou tyd, van die ou tyd af aan mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank. Is mos reg, nie? As ou moord pleeg, dan, ja, moeilikheid. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar, by die altaar. Gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring, en die regter jou aan die polisie oorgee, en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom, voordat jy die laaste sent betaal het nie. Maar dit is verkeerd, ja. Maar Jesus sê, is baie dieper as dit. Baie dieper. Hierdie maak my bang. As jy kwaad word, en skerp daarop reageer, skel, sê jou idioot, jou fool, dieselfde. Want dan pleeg ek nie fisies moord nie, ek pleeg karaktermoord. Ja, kwaad is so deel van ons kultuur. Daar's 3 rooi emosies wat die ouens van praat, is kwaad, seer en bang. Dis emosies wat 'n ou moet voor oppas. En kwaad heers in ons wêreld. Kan maar net nuus lees. Maak nie saak
watter kant van watter politieke party jy staan nie. Kwaad beheer ons wêreld. En die oomblik as ek net amper voel ek word te nagekom of ek word seer gemaak of wat ook al, dan wil ek terugkry, terugseer maak, skinder en. En daar's twee maniere van kwaad. Die een is hierdie vinnige, onmiddellike uitkom en sleg sê, en dan dink ons dis verby, maar dit is nie. Die ander kwaad gaan sit en broei. En hy groei. En hy koester dit. Ek het baie berading in my lewe al gedoen met mense wat sê, maar as ek dan nou nie meer kwaad is vir die mens wat my te nagekom het nie, wie is ek? Sy word gedefinieer deur kwaad. Ek is 'n kwaad mens. En dis wat gebeur, dis waarteen Jesus ons wil waarsku. Wanneer ons gehoorsaam is aan hierdie kwaad en sy slaaf word, dan word ek so mens. 'n bitter mens. 'n moeilike mens om mee saam te leef. Want net ek is reg. En as jy nie wil doen wat ek sê nie, loop, kom uit my lewe uit. 'n stuk meerderwaardigheid, nie? Wat kwaad ons maak. En wanneer ek hierdie kwaad mens word, is daar nie plek vir die liefde van Christus om deur my te vloei nie. Kan ek nie doen dit wat God my geroep het voor nie. Kan ek nie die mens wees wat hy bedoel het toe hy my gemaak het nie. Kan ek nie Frans wees nie. Kan jy nie jy wees nie. Want as ek nie die reg wat ek het as mens om onder- en bootleere te hê, laat gaan nie, sal ek bly beklei vir my eie reg en my eie regte. En sal kwaad my lewe beheer. En kan ek nie ander mense dien nie. Jesus weet dat die manier hoe ek reageer op dit wat ander mense aan my doen, vorm my op 'n sekere manier. Dit vorm my. Die manier hoe ek kies om te reageer op wat mense aan my doen, het 'n vorming in my hart. Maak my 'n tipe mens. En hy het gekom om my vry te maak. Vry te maak. Om vrede te bring. Om verhoudings te herstel. Om te vergewe. Dis waarna hy ons nooi. Praat met mekaar. Sort die dinge uit. Moenie kwaad bly nie. Moenie vergeld nie, want dit vorm jou hart op 'n manier. Maak jou kliphard. Koud. Bitter. Jesus sê, moenie dit toelaat nie. Want dis nie waarvoor ek jou nooi nie. Dis nie waarvoor ek jou uitnooi nie. En ja, alle verhoudings is nie perfek nie. En alle verhoudings gaan nie perfek word nie. Verhoudings is 'n morsige besigheid. Vriendskappe is 'n morsige besigheid. Saam in dieselfde kerk te wees, is 'n morsige besigheid. Saam in die tennisklub te wees is nog meer. Is dit meer, minder? Min of meer dieselfde. Dis nie eenvoudig nie. Want ons is fyngevoelig. Ons het kwaad. Ons het seer. Ons het 'n klomp goed. En Jesus nooi vanoggend en sê, kyk 'n bietjie in jou hart en wat is die ingesteldheid waarmee jy leef? Wat is die gesindheid in jou hart? Want dis waaroor dit gaan. Dis waarvoor hy ons nooi. Is nie nodig om oor 'n klomp goed kwaad te raak. Laat dit verbygaan. Dis oukei. Om nie elke keer te veg vir jou nie. Is wat buitekant toe anders leef. My pa het altyd gesê, hy laat 'n vrou voor hom by die deur inloop, want hy is 'n gentleman. Sy kan wees wie sy wil, pla hom nie, maak nie saak nie. Hy is die gentleman.
Jesus nooi, kom, wees jy my kind. Kyk jy anders na jou eie reg, na jou eie mens, na die wat jou te nakom, anders na jou seer, want jy is sy kind. En as ek anders daarna begin kyk en dit begin leef, gaan dit anders uitkom. Maak nie saak wat hulle doen nie. Dit gaan nie oor hulle nie. Dit gaan oor jou. Wat Jesus wil nooi en sê, moenie 'n slaaf van kwaad word nie. Kom vry daarvan en wees anders. Ek gee jou die liefde, die aanmoediging, die uitnodiging. Jy is my kind. Die nagmaal bevestig dit. Ek is vir jou lief. Kom, wys dit vir ander. Amen. Here Jesus, hierdie goed is so vas in ons. Ons is jammer daaroor. Ons is jammer daaroor dat ons nie eers oomblikke aandag skenk nie. Maar as ons weer sien, het ons gereageer. Sleg gesê, geskel, lelik gedoen. As ons weer sien, het ons hierdie kwaad gekoester in ons harte en beheer dit ons. Ek wil bid, Heilige Gees, dat U ons bewus sal maak van dit wat in ons harte vassteek, van ons gesindheid. En Heilige Gees, maak 'n brandende begeerte in elkeen van ons harte wakker om meer van Jesus te leer ken en om toe te laat om sy liefde in oorvloed in my hart in te stort. En dat ek daai liefde nie sal keer en net vir myself sal hou nie, maar dat sal oorloop na almal met wie ek te doen het. Here, help ons om die genade wat U vir ons aanbied te hoor. Die uitkoms uit ons kwaad te hoor. En gee vir ons die genade om daai skuif te kan maak en los te kom, Here. Kom pleit dit vir elkeen van ons wat hier is vanoggend. In die naam van Jesus. Amen.